Goeiedag. Vandag wil ek met u gesels oor u entoesiasme. Is jy nog entoesiasties oor die lewe? Is jou hart nog gevul met entoesiasme dat jy lief is vir die lewe, dat jy die lewe geniet, dat jy geleenthede wil gryp? Ek wil vir u so ietsie lees uit Micha 3 vers 8. Hy sê: Ek daarenteen is vol krag met die gees van die Here en reg en heldemoed. Kan 'n mens jou entoesiasme verloor? Kan 'n mens jou inspirasie vir die lewe verloor? Kan die vuur in jou hart vir 'n saak geblus word? Kan dit gebeur dat die motiveringskrag wat jy altyd gehad het, dat dit opdroog? Is dit regtig moontlik dat die dryfkrag wat daar eens was in jou lewe, dat dit verlore gegaan het? Ja, dit is moontlik. Groot krisisse wat 'n mens se lewe tref, kan jou entoesiasme blus. Mislukking kan jou entoesiasme blus. Selftwyfel kan maak dat 'n mens nie meer lus is vir die lewe nie. Maar ek wil u vra, hoe sien jy dinge? Ons sien nie altyd regtig dinge soos wat dit waarlik is nie. Ons sien dinge soos ons is. Wanneer 'n mens 'n negatiewe ingesteldheid het, gaan jy geneig wees om na die lewe te kyk deur 'n negatiewe bril. Wanneer 'n mens 'n positiewe ingesteldheid is, as jy 'n positiewe mens is, gaan jy op 'n positiewe manier na die lewe kyk. Daarom sê ek, dit is 'n baie belangrike vraag. Hoe kyk jy? Hoe sien jy? Want jy kyk soos wat jy is. Miskien moet 'n mens jou ingesteldheid verander. Terwyl ander mense om 'n mens moedeloos is, terwyl ander mense negatief is, moet 'n mens soos in Micha daardie besluit neem en sê: Ek sien hoe almal is. Ek hoor ook hoe almal praat. Ek is bewus van die negativiteit. Ek is bewus van insinking. Maar ek daarin teen. Ek is vol krag en van die gees van die Here en ek is vol heldemoed. Kan u die verskywing sien? So elkeen van ons as Christene moet ons ingesteldheid, ons moet dit onder die vergrootglas plaas. Ons plaas eerstens, is ons geneig om die lewe onder die vergrootglas te plaas. Die tweede vraag wat ek wil vra is, waarop fokus jy? Want dit waarop jy fokus, gaan jou ingesteldheid ook bevorder, of dit gaan jou ingesteldheid aan bande lê. Waarop fokus jy? As 'n mens geneig is om konstant te fokus op die dinge wat jou uitput, op die dinge wat jou moeg maak, op die dinge wat jou kwel, dan wil ek vir u sê, sal hierdie krag waarvan Micha praat, verseker nie 'n werklikheid in 'n mens se lewe wees nie. Wanneer 'n mens fokus op dit wat mooi is en wat goed is en positief is, bring dit 'n nuwe bruising in 'n mens se hart. Dit bring 'n nuwe energie. Dit bring 'n nuwe waagmoed, dit bring nuwe heldemoed, dit stimuleer dit. Maar met wie hou jy op? As jy konstant besig is met mense wat negatief is, met mense wat jou dreineer, as jy konstant jou ore uitleen aan mense wat in vrees leef en vreesagtige belydenisse maak en neuroties is, ag nee, jou entoesiasme sal dit nie maak nie. Die wandel met God bring 'n vuur in 'n mens se hart, want entoesiasme is vuur, wat jou gelowig maak vir die lewe, wat jou laat gryp na die lewe, wat jou reik na môre. Daarom moet ons elkeen ook selfondersoek indoen, na ons verhouding met God, na ons wandel met God. En ons moet ons elkeen die vraag afvra, tot watter mate is daar 'n werking van die Heilige Gees in my lewe, 'n borreling, want dit is die Heilige Gees wat 'n mens vurig van gees maak. Daar is natuurlik aardse goed wat kan bydra tot jou entoesiasme, 'n stokperdjie wat jou goed laat voel, nuwe uitdagings wat jy benut en wat jou laat goed voel. Maar hierdie goed kwyn maar weer weg. 'n konstante wandel met God
'n konstante aanvoeling vir die Heilige Gees en reaksie op die Heilige Gees hou 'n mens sy entoesiasme aan die gang, dat jy sal deurentyd voel, terwyl die wêreld mag lê, dat ek daarenteen is vol krag, met die Gees van die Here, en ek is vol helde moed. Kom, ek gaan nou vir jou bid, en van die oomblik af, gaan jy weer entoesiasties wees oor die lewe. Vader, wanneer ek kyk na Jesus Christus en sy wandel op die aarde, sien ek entoesiasme. Ek sien oorwinning. Ek bid vandag, o Heilige Gees, wek weer in ons harte nuwe entoesiasme op, in Jesus naam. Ek bid dit vir elke huis. Vader, dat ons hierdie lewe vierkantig in die oë sal kyk, en saam met die woord sal sê, met my God, gaan ek oor die hoogste muur. Ek is entoesiasties. Ek is nie bang vir mure nie. Ek is nie bang vir versperrings nie. Met my God sal ek 'n bende storm loop. Met my God sal ek die reuse verslaan. Met my God sal ek in besit neem. Die lewe is mooi. Ek gryp dit weer. Ek vat nuwe uitdagings, maar entoesiasties sal ek bly. Dit bid ek in die naam van Jesus Christus. Amen. God seën u ryklik. Totsiens.